Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Die Universiteit van die Vrystaatse Sakeskool en die Klein Besigheidsinstituut het onlangs 'n reeks innoverende ronde tafelgesprekke in Botawil aangebied. Hierdie gesprekke wat plaasgevind het in Case New Holland se opleidingsfasiliteite in Botawil is gelei deur Jacques Passon van Klipkouers en het 'n platform geskep vir bedryfsleiers om kritiese kwessies in die landbouspektrum te bespreek. 'n Hoogtepunt van die geleentheid was professor Nicolien Barkhuizen se bekendstelling van nuwe landbou opleidingskursusse. Lekker leer en lekker luister. Hierdie bespreking is kontroversieel. Hierdie is kontroversieel. Hierdie is my ek het die meeste uitgesien na hierdie gesprek. Actually vir jare al het ek uitgesien. En dis BEE. En Wim Stein, ek sê die is top ouens in die land. En hy het die eerste keer wat ons ontmoet het te sê, as jy met 'n boer oor BEE praat, dan slaat sy ore toe. So of hy al geweer het. So ons gaan sommer wegspring om te praat oor die mites waar die BEE begin het. En baie belangrik die mites van BEE. En wat ek 8 jaar gelede gesê het, die grootste besigheidsgeleentheid wat ek nog ooit gesien het. So waar het begin en wat is die mites van? Okay, lang terug begin, so wat net na die verkiesing en 'n nuwe regering aan bewind gekom het hulle nuwe legislation in plek gesit. Hulle gaan met verskoon met die Engels BEE en Afrikaans werk nie lekker saam nie. So baie nuwe wetgewing gekom, hulle het standaarde gaan skryf en vereistes in plek gesit en dit het gegroei oor die jare. Waar ons vandag trek en waar ons was 10, 15 jaar terug is eintlik twee verskillende modelle wat in plek is. Ek dink die mites vandag, en as jy met mense gesels, en ek kom by baie mense uit, en ek praat van elke industrie in die wêreld. As jy instap en jy praat oor BEE, dan is die eerste ding, nee, ek gaan nie my besigheid weggee nie. Dis onmiddellik die heel eerste ding wat hy sê. Ek wil nie my besigheid weggee nie, want nou moet ek iemand inkry, of ek moet nou my besigheid vir iemand gee, of hier moet nou iemand kom sit in my besigheid wat 'n aandeelhouer is, en hy kom karring nie. Ja, dis nie wat ek soek nie. En ek dink dit is een van die heel groot mites vandag, is daar is maniere om hierdie goed in plek te sit, sonder om bang te wees van wat gaan gebeur, dat jy nog steeds heeltemal beheer het oor jou besigheid, totaal en al alles beheer, maar dan kom daar, saam met daai beheer, kom daar baie voordele wat ou kan trek, wat ek dink ons later oor gaan selfs, sal ek en Jacques bietjie daaroor gesels. So, een van die mites, gee my besigheid weg, ander een is, dit kos my verskriklik baie, ander is net vir groot besighede. En in fact, dit is eintlik baie meer van toepassing op 'n klein besigheid, want die voordele daarin is soveel meer, as jy gaan kyk wat jy kan, wat se voordele en benefit, of wat se benefits jy daaruit kan trek. Kan ek net gou vir jou vra, hoe doen is daai lyn tussen fronting en werklik, jy weet, ek sê die... Baie fronting gebeur, en as ek sê baie, is daar baie fronting, en baie fronting gebeur nie doelbewus nie. Ouens sit goed in plek vir sy besigheid, vir sy struktuur, vir sy eienaarskap binne in sy besigheid of binne in sy eiendom of wat ook al die geval is. Onwetend dat dit voldoen nie aan die vereistes nie en dit kan gesien word as fronting. So daar is baie fronting, daar is ook baie doelbewustelike fronting wat gebeur en dit is nogal deesdae groot issue. Daar's 'n maatskappy, ek noem hulle die duiwel, ek bedoel die BEE commissioner. As hulle in jou besigheid inkom en kom kyk wat daar aangaan, as daar een of ander sprake is van fronting, dit maak dit net vir jou ongemaklik en moeilik. Dis hofsaake, dis boetes, en ek wil dit nie eens eintlik noem nie, maar dis tot tronkstraf as hy uitgevang word, want is niks anders as vrot nie, hulle kla jou aan vir vrot. So daar is baie wat te doen.
maar ek dink baie onwetend. Doen ouens strukture in plek en hulle weet nie dat dit nie 'n regtige wettige struktuur is wat geteken word. So daar's vir my twee bene wat ek wil aanraak. So die een is, en ek dink dit is hier waar ons sit vandag met die besigheidskool in terme van 'n opleidingskomponent. Weereens wat verstaan die ouens nie, wat is die geleenthede in terme van opleiding? En dan wil ek raak juis aan besigheidsgeleentheid in terme veral in terme van finansiering en toegang tot kapitaal en alles wat soos ek sê wat ek dink baie mense nie bewus is van. Opleiding, ou moet deel van die BEE telkaart of skoolkaart, hy bestaan uit verskillende elemente, ek gaan hulle vinnig net vir hulle noem. Eienaarskap is een. Hoeveel eienaarskap het jy in jou besigheid? Hoeveel swart mense werk in jou besigheid op verskillende vlakke? En dan baie belangrike een is hoeveel doen jy vir opleiding? Hulle noem dit skills development. Nou ek kan net julle 'n idee gee, en ek werk met baie groot besighede in ons land, ouens wat tot 12-13,000 mense het wat vir hulle werk. Nou jy kan dink 'n besigheid wat 13,000 mense het, moet 6% van sy salaris, sy payroll, kom ons sê, moet hy spandeer op skills development. Maar hoe hulle dit nou gemaak het, hierdie groot besighede spandeer nie net op hulle eie besigheid nie, hulle kan nou in 'n kleiner besigheid gaan spandeer op skills. So hulle kan geld aanpas na hierdie klein besigheid toe om hulle mense op te lei en te bemagtig. En dit is soos verniet opleiding vir jou mense, wat jy kan kry op die einde van die dag. So mense verstaan nie altyd daai nie. Die ander elemente is dan, en ek het geen Afrikaanse woord daarvan, is enterprise en supplier development. So groot besighede moet in kleiner besighede belê of help met finansiering, met lenings, met wat ook al die geval is, om daai besighede te uplift. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Enigste manier hoe hulle in jou kan belê, as daar enige BEE status of 'n compliance binne in jou besigheid is. En dan die laaste een is dan net socio-economic development wat ons noem, en dis geld wat ook beskikbaar is vir jou mense, vir opleiding, vir upliftment binne in hulle, om hulle te help om weer besighede te begin en aan die gang te kry. En weer eens, groot besighede moet daai geld spandeer en kleiner besighede is die beneficiary daarvan. Maar jou struktuur moet reg wees en in plek wees voordat jy kan voordeel daaruit trek. Ek wil vinnig daarbey aansluit om terug te kom wat ek gesê dat BEE is die grootste besigheidsgeleentheid wat ek nog ooit gesien het, en dit is juist vir jou SMEs, jou kleiner organisasies wat sê dis hoe jy jouself posisioneer, die geld moet gespandeer word. Dit is in die pap reën, dit is nou net 'n kwessie van waar staan jy en het jy die emmer reg. As ek dit nou so kan oor vir eenvoudig. Kom ons praat 'n bietjie hier, kom sluit daarby aan in terme van wat is die geleentheid veral in landbou? Wat is die geleentheid vir boere om hierdie meganisme effektief te gebruik? As ek praat oor landbou, dan praat ek oor enige klein besigheid, want dit sny reg deur enige industrie. Okay. So as jy ek gaan net 'n voorbeeld noem. Kom ek doen dit aan die hand van 'n gevalle studie. So ek het met 'n besigheid gewerk in die agri sektor. Hulle het supply aan verskeie mense. Wit besigheid. Hulle wou skuil en aangaan. Hulle wou by Woolies en Pick n Pay en Checkers, hulle wou die groot kontrakte en die lang kontrakte kry. Hulle kon nie as gevolg van dat hulle nie die regte swart status gehad het of BEE status gehad het nie. Wat hulle te doen, en daar's verskeie strukture, net om gou terug te kom, 'n bietjie miskien so 3 of 4 stappe terug. Op eienaarskap het ek nou gesê, jy hoef nie jou besigheid weg te gee nie. Daar's modelle waar jy daar's nie ander woorde vir private equity fund struktuur opsit. Die private equity fund struktuur wat jy in jou besigheid opsit, besit jy. Dit klink nou baie eenvoudig en jy gaan dink soos iemand het nou gesê magic, maar dit is omtrent magic. En daai private equity fund besit dan die aandele binne in jou besigheid, en die private equity fund word net bestuur deur 'n swart fondsbestuurder, en daai aandele in daai besigheid is 100% swart aandeelhouder. So ons gaan na hierdie besigheid toe, en hierdie kan ek kan 'n dag vat om dit te verduidelik, maar dit is die kort en lank daarvan. Ons gaan toe, sit vir hulle die fonds op vir die aandeelhouers binne in daai besigheid. Hulle vat die aandele op binne in hulle besigheid. Hulle swart bemagtig. En die kort en die lank van die storie is hulle gaan klop aan Woolworths se deur en hulle kry die kontrak, want hulle het nou die swart bemagtiging. Hulle kry nie net die Woolworths kontrak nie, hulle het ook 'n
by die gevangenes, 2 groot gevangenisse het 'n kontrak gekry om vir die regering te verskaf. Maar wat gebeur toe met daai besigheid? Dit was 'n gewone besigheid wat net binne in sy ekosisteem geopereer het en volgende oomblik werk hy nou met Woolies. Okay. Dit gee baie punte en is obviously 'n baie groot kontrak. Die tweede ding is hierdie groot besighede wat ek nou gesê het. Woolworths moet geld spandeer op enterprise en supplier development op hulle suppliers aan mense aan wie hulle verskaf. Ewe skielik kom daar geld los wat hulle nie geld los nie, daar's geld wat hulle moet spandeer. Net om 'n idee te gee, dis 3% van netto profit na belasting wat hierdie groot besigheid moet spandeer op klein besighede. Wat se geld is dit? Hierdie ou kom, Woolworths kom en hulle gee vir daai besigheid 'n lening vir 5 jaar, interest-free, rentevry, om hulle besigheid te skuil en te groei. Na 5 jaar toe kom Woolworths toe sê hulle kom ons verleng dit vir nog 5 jaar. Want hulle moet daai geld spandeer, want as hulle dit oproep moet hulle dit weer ergens anders spandeer. So hoekom sal hulle dis binne in hulle raamwerk of in hulle, ek noem dit die ekosisteem. Nou het hierdie besigheid 'n Woolworths kontrak gekry. Hy het enterprise en supplier development geld gekry. En nou kom Woolworths en sê, okay, maar kom ons help jou met jou skills development. Ons kry jou mense en ons help jou om geld te spandeer om hulle op te lei. Onmiddellik het jy hierdie besigheid gegroei, ek noem dit scaling, wat ongelooflik groot was, wat hulle nie sou kon kry nie. Wat ons toe ook vir daai besigheid doen, ons gaan na daar sekere mandate. En daar is verskriklik baie geld daar buitekant vir besighede wat compliant is die woord, om daai geld te gaan inkry. Toe gaan ons na die mandate toe en dis regeringsgeld. En daai geld is prima -4, -5. Daai geld is prima -4, 10 miljoen, maar ons gee 4 miljoen as 'n grant. So die befondsingsgedeelte moet 'n ou gaan benut. So ou moet die BEE ding nie net doen oordat jy BEE moet doen nie. Was baie vereistes en ons kan daaroor ook gesels. Ek sit met ouens in Appington. Hulle waterregte wil nie hulle waterregte goedkeur nie, want hulle is nie BEE compliant nie. Hulle wil nie hulle uitvoerlisensie goedkeur nie, want hulle is nie BEE compliant nie. Al hierdie goed begin druk op 'n mens. So daar is 'n sambok wat vir jou slat om sekere goed in plek te kry, maar aan die ander kant sit jy met hierdie geleentheid dat as jy dit gaan reg doen en jy gee niks weg nie, jy doen dit op die regte manier, kan jy hierdie besigheid van jou ongelooflik groei en waarde toevoeg tot die besigheid. So ek dink dit is die gevalle studie verduidelik dit. En ek dink die belangrike ding is hierdie is, en ek weet dis jou hart, ek weet dis my hart, dis daadwerklike ekonomiese groei. Hierdie is nie window dressing nie. En ek sê altyd dis die BE op papier was, die intensie was okay, maar ons het nou die geleentheid om dit reg te gebruik. Ek gaan vir Jack op die spot sit. Dis nie beplan hierdie nie, ek gaan jou op die spot sit. So Vrystaat Landbou, julle het inisiatief suksesvol gehardloop verlede jaar in terme van hierdie, Jack, help my met die bewuste sekuriteitsspan wat saam met die wat saam met die polisie werk, vee diefstal eenheid, nee. Ja. Vee diefstal eenheid. Ja, so julle het 'n suksesvolle, dit was 14 miljoen rand se vee wat gesteel is, 11 miljoen teruggekry. Baie goed gewerk. Wow. Okay, julle het geld gekry wat ek dink is dalk nog agri. Ons het ons eie fondse gebruik. Julle het julle eie fondse gebruik. Wat het dit gekos? Miljoene rand. Alright. Julle het nie nou nog miljoene, jy kan nie skuil nie. BE Daar's 'n geleentheid, hoe skuil hulle? Daar's nie om te doen as jy kan hulle sal moet 'n entiteit gaan skep waarheen die geld gaan en dan ingaan en dan word dit reg aangewend. So jy kan 'n entiteit gaan skep. Weer eens, jy kan dit op 'n baie maklike manier doen dat dit 'n swart entiteit is. Wat dan ons kan weer private equity fund struktuur insit. Daai besigheid ontvang geld en hulle kan geld ontvang van enige iemand in die agri-sektor of binne 'n omgewing of van wie ook al af. En dit word dan uit reg aangewend na wat hulle dit wil ook al gebruik. So die hele ding is om hierdie private, wat noem jy dit, Jack? Private veediefstalspelers. Is private veediefstal. Is dit 'n besigheid of wat? Of is
Vrystaat Bank het 'n trust fonds. Okay, so dis 'n trust. So al wat jy doen, jy omskep die trust, dis reg, ja. Wat donasies kan kry wat 16, 18A kan uitreik. Dis reg. En dat ons befondsing kan kry sodat ons daai tipe goed kan befonds. Ja, en jy kan nog van belasting ook aftrek oor dit, ja. Nie So- net BEE nie vir belastingdoeleindes. So wat ek wil terugkom, maar ek wil daai net 'n bietjie verder uitpak is om te sê waar hulle nou met bakhandjies staan in bedel vir 'n geldjie. Is hoe tap hulle in BE1 om hierdie ding te skuil, want dit behalwe vir in terme van die werkskepingsgeleentheid natuurlik in terme van veiligheid op die plase en. Ja, so die oomblik as jy gaan daai trust opsit en jy maak hom compliant, is daar geleenthede om geld te gaan kry by mandate. En ek noem net een, Jobs Fund sal vir jou geld gee. Want hulle gaan jou help om mense aan te stel want jy skep werk, jy skep werksgeleenthede. Daai mandate, hoeveel is daar van hulle en wat is daai geld wat daar sit? Wel op die oomblik, ek sit by ouens 3 weke terug en ek en Jacques daaroor gesels. Daar's 7 biljoen rand wat moet uitgedeel word vir swart klein besighede. En as ek sê swart is nie 100% swart besigheid nie. Dis een wat die model gevolg het wat ek nou verduidelik het op die private equity kant. Maar hulle kry nie daai geld uitgeleen nie want dis baie keer moeilik om jy kan nie vir 'n besigheid geld leen wat nie oordentlik bestuur word, ordentlike boeke het en alles nie. Nou het jy hierdie baie suksesvol en ek vat 'n voorbeeld, boer of 'n boerebesigheid of 'n agri besigheid. En hy word compliant gemaak en onmiddellik is daar geld beskikbaar want nou kan die geld vloei want hulle weet. En soos ek nou gesê het, die ou sê sy werk is op die lyn en hy net by Desember 7 biljoen rand uitbetaal het nie. So dit is daar, die geleentheid is daar alles. Ou moet dit net gaan benut en reg benut. En van die vrese ontslaa raak en dit op die regte manier doen. Dan kan dit regtig baie waarde toevoeg, nie net in agri nie, enige industrie daar buite. Brei bietjie uit op in terme van daai fondse, die bankmandate in terme van finansiering vir landbou. Ja, die banke het waar ek nou begin het my storie is elke industrie het wat hulle noem 'n charter, 'n sector charter. Financial services het 'n financial services sector charter waaraan hulle moet voldoen sekere vereistes. So die bank moet 'n boksie tik om te sê hy doen ook goed vir swart bemagtiging. As die bank nie daai boksie tik nie, gaan die Gauteng provinsiale regering nie hulle rekening vir hulle gee om te bestuur nie of wie ook al die geval is nie. Dis groot rekeninge. So hulle moet boksies tik sodat hulle kan seker maak hulle is compliant om sekere werk te kry. So die banke se mandate wat hulle het in terme van hulle finansiële sektor charter is om te sê ek mag net 'n sekere gedeeltheid van die geld wat ek moet uitleen, mag ek net uitleen vir hierdie mense. Maar ons weet almal hoe moeilik dit is om by 'n bank geld te leen. So nou is dit nog moeiliker want daar's 'n sekere mandaat. Ek kan soveel hier gee, maar ek kan meer hierdie kant gee. Weereens, dis die BE compliance ding wat die financial services sector in plek charter in plek gesit het om die compliance te dryf vir hulle self. En dit maak dit dan makliker of moeiliker afhangende van watter een van daai kategorieë is. En ook ek sê altyd as jy die compliance is daar enterprise supplier development geld, dis verniet geld, dis rentevrye geld, dis grants by die bank, prime plus dit en dit. Jou kind, jou hond, jou vrou, jou fiets, alles moet vir sekuriteit gegee word. So as 'n mens die ander roete gaan, daar is geleentheid en daar is baie geld beskikbaar. Laastens. Dis nou ons praat nou suiwer Suid-Afrika. Buiteland het 'n groter aptyd amper as die boksies getik is. Ja, daar's baie mandate van die buiteland af. Die oomblik as jy en dis maar hoe funding werk in hierdie land en ek is baie betrokke by befondsing van besighede. Ek het ons probeer besighede befonds, groei, skuil, werk kry want dis die enigste ding wat hier en skills development, dis enigste ding wat ons land gaan red en vorentoe kan gaan. So die oomblik as ons geld inkry van 'n mandaat in Suid-Afrika, is daar altyd iemand van die buiteland wat dit sal, ons noem dit match. Daar's nou deur die Global First Ladies Association, julle kan hulle gaan Google, het hulle is $200 miljoen
$2 biljoen het hulle gaan oormerk vir Afrika vir ontwikkeling. Miskien om jou rede te val, so dis nou die first ladies, is natuurlik die ou Amerikaanse presidentsvrouens. Ja, so die wat noem hulle G7, al hulle vrouens, maar al die wat al reeds daar sit ook op daai Global First Ladies Association. So hulle samel fondse in. So jy het toegang tot daai fondse. In daai geval hoef jy nie swart te wees in jou besigheid nie, maar oordat jy fondse gekry het, is daar match funding daar. Die World Bank, die Exim Banks van die wêreld, almal van hulle, die oomblik as daar geld beskikbaar is, sal daar geld word dit gewoonlik gedubbel. So daai geleentheid bestaan ook van die buiteland af. Maar daar's ook geld geoormerk dan net vir swart besighede van die buiteland af, maar tot 'n mindere mate as wat dit is in Suid-Afrika se mandate. Die private equity fund, ek wil net weet sy regstruktuur in jou eie besigheid. Kom ons vat maar 'n voorbeeld van 'n klein maatskappy. Dis net 'n partnership wat opgesit word. Maar die partnership, soos jy sê, dit word dalk bestuur deur nou die private equity fund bestuurder. Maar hoe word jou bates in jou bestaande onderneming dan, kom ek sê dat jy tot 'n mate beveilig word deur 'n wanbestuurmodel wat dalk in die private equity fund plaasvind. Die persoon wat die fonds bestuur is net die fondsbestuurder wat die fiduciary duties het, en as daar enige ander sideways investments is, dan sit hulle saam met jou. Wat hulle gewoonlik, in my besigheid het ek 'n private equity fonds opgesit, ek het 'n swart fondsbestuurder, ons het 4 keer 'n jaar 'n shareholders meeting en daai persoon kom met voegwaarde toe en laat die besigheid groei, want as jy groei, dan word 'n gedeelte uitbetaal aan die private equity funds bestuurder, hulle maak hulle geld daai, maar die private equity fund besit dan jou aandele binne in jou besigheid en is totaal en al 100% joune. Dit is nie iemand anders nie, daar's nie die swart fondsbestuurder besit dit nie. Dis jou fonds wat dit besit. Jy is die limited partner in die besigheid. Die swart fondsbestuurder is die general partner wat net die oversee function doen. En dan obviously betaal jy 'n gedeelte vir daai swart fondsbestuurder wat 'n baie klein bedrag is om dan hierdie ding te manage of te bestuur. So dit is eintlik net 'n administratiewe rol. Dis net 'n partnership en is net 'n administratiewe rol, ja. En ook 'n groei, ek weet nie wat se regte woord nie, maar om die besigheid te groei. Ja. En om te sê maar hier's ander geleenthede. So binne in my besigheid, net 'n voorbeeld noem, het ons gewerk. Ek sukkel al 14 jaar om by Toyota in te kom. Ek kom net nie daarin nie. Swart fondsbestuurder aangestel, sy Toyota toe gegaan. Ek het verlede week Toyota se werk gekry. So hulle het dit ingebring. Soos wat die fonds groei, word die klein gedeelte wat die fondsbestuurder kry, word dan groter. As jy oor 10 jaar uitverkoop, is dan natuurlik, kyk, dis nie net so maklik soos dit nie. Daar's 'n paar reëls en goed in plek, maar dit kan ek vir julle stuur en verduidelik en ons kan daaroor gesels of kan jy eintlik met my praat. 'n Paar reëls in plek. Maar op die einde van die dag, as jy praat oor beskerming, die private equity fund, jy's die limited partner, jy besit dit. Daai besigheid, en daar's 'n model rondom die tax en die capital gains tax om net die swap te doen van die private equity fund na jou besigheid, wat totaal en al voordelig is wat dit in terme van belasting, en is alles above board. Ek werk met Vodacom, Tiger Brands, Marion Roberts, Coca-Cola, SA Brewery, elke dag van my lewe. Daar is duisende private equity funds binne in daai besighede wat presies dieselfde bestuur word. En daai ouens gaan nie so iets doen as dit nie vir hulle werk nie, en as jy nie die boks tik nie en as dit onwettig is en as dit hulle nie beskerm nie. Kan ek net oor die koste iets vra? Die koste element, is dit die transformasie van die eenmanssaak miskien na die maatskappy model toe? Is dit noodsaaklik om maatskappy model te hê? Die partnership dit is 'n partnership wat jy opsit, 'n partnership model. Maar wat ek dan sal voorstel, en ons praat nou baie detail, sal ek 'n besigheid buite die partnership opsit tussen jou besigheid en die ander een, sodat die partnership besit daai besigheid, dit is allerhande kom jy sê regsgoed wat 'n ou nou moet gaan kyk om te seker te maak alles werk vir op die einde, en tax wise. Jack. Die mites is net vir groot besighede. Klein familieboerdery, papierwerk is maar paperwork is niemand se maat nie. En mense is oor vloed met al die papierwerk.
So vir die klein boer wat net wat nou eintlik exempt is, maar hy wil graag sy eie plaaswerkers bemagtig. Wat is die geleenthede daar en dalk met corporate social responsibility funding is die een gedeelte van die vraag. Die ander gedeelte is wat is die geleentheid van 'n boerevereniging om dalk as 'n boerevereniging die BE structure het. Ek weet byvoorbeeld toe ons nou die boereverenigings die padskrapper operateurs betaal en selfs die paaie regmaak met section 12J belastingvoordele, moes daar 'n BE-entiteit wees wat die tender kan kry om dit te kan doen, om het reg te doen, al die tipe goed. Maar vir die geleentheid wat die boerevereniging eintlik die struktuur het, wat dalk die opleiding gee vir al die plaaswerker bemagtiging, vir al die klein besighede, sodat dit nie elke boer se eie moeilikheid is en papierwerk is, maar dat die boerevereniging dit reël vir elke klein boer. Daar's baie sulke, wat noem mense dit, assosiasies of werknemersassosiasies of wat daai tipe van rol oorvat. En dan betaal die ouens die geld daar binne-in en dit word dan reg aangewend en versprei. In terme van swart mense wat binne in jou besigheid werk om hulle te bemagtig, daar's baie strukture. Kan 'n werknemerstrust opsit. Jy kan selfs hulle binne in jou private equity fonds intrek, jy kan hulle eie fonds vir hulle opsit. So daar's verskeie maniere hoe jy dit kan betrek en wat 'n ou dan weer kan doen is om na die groot besighede toe te gaan en te sê hierso is swart mense wat ons wil bemagtig. Enterprise en supplier development geld om dit in te sit sodat hulle aandeel kan koop of kan afbetaal of wat ook al. So daai model, die een help die ander een. Jack, waar sit die plaaswerkers? Want ek verstaan nou jou vraag in terme van die boerevereniging, maar waar sit daai werkers wat is hulle deel van 'n assosiasie of Nee, die werkers is maar op hulle eie en bly op die plaas en goed. So is dat hulle lid is van 'n vakbond of 'n ding byvoorbeeld nie. Die vakbond het al probeer om by die plaaswerkers uit te kom, maar dis eintlik baie moeite vir hulle om by 'n dispersed groep ouens uit te kom en dan dien hulle nie die plaaswerkers en dan hou die plaaswerkers op betaal. Maar die boere is ook 'n bietjie negatief daarteen en so die vakbond ding het nie lekker gewerk nie. Ons het al probeer voorstel dat daar plaaswerker, as die boere by 'n boerevereniging bymekaar bring jou leierboer, jou voorman van elke plaas ook, laat hulle eendag ook vergader en besluit wat is hulle behoeftes as 'n plaaswerkergemeenskap en dat die boerevereniging hulle kan help. Maar daai tipe organisering en bymekaar kom en goed by die was die boere nie te keen oor nie, want hulle is bang dit word gepolitiseer en dit gebruik. So dit gaan maar oor wanvertroue en sulke goed, maar ek dink die denkskyk wat nodig is 'n produktiewe werker is vir jou bate. As jy jou werker gelukkig kan hou, gaan hy goeie werk doen. En dit gaan nie net om minimumloon te betaal en iemand te dwing net om werk te doen en hy gaan nie dit reg doen nie. Hy gaan jou goed breek en wat ook al. So bemagtig om al betaal jy 'n bietjie meer, hy gaan jou baie spaar. So dit daai denkwyse wat nodig is om deur te sink. Hier is nou niks uit te waar met agri nie, maar ons het binne in ons besigheid 'n klomp mense bemagtig wat aandele gekry het. Okay. Nie gekry het nie, hulle het dit gekoop binne in die besigheid, maar deur fondsstrukture en deur mandate. Ewe skielik het daai mens, hy besit iets van die besigheid. En dit klink nou maar simpel en so, maar ek dink dit was 'n jaar en 'n half terug staan ek by die kleurprinter en iemand print daar. En daar kom 'n helse klomp papiere uit. En hier een sê, wie print al hierdie papiere? Ek sê nie, ek weet nie. Sê maar, is dit nodig om al hierdie goed te print? En onmiddellik begin ek te besef, hulle sien, hier mors iemand geld. En wie se geld mors hulle? Mors eintlik sy geld, want hy gaan minder aandele dividende kry die einde van die jaar. Onmiddellik het hulle daai assosiasie, maar hey, wat is hier aan die gang? Dit klink nou klein en min, maar daar sal klaar daai assosiasie gewees van, jy spandeer my geld. So ek net afsluit met hierdie. Om terug te kom na jou punt toe, Jack, dit klink vir my in terme van, en die vakbond se vieslike woord in elk geval, ek kan aan ander woorde dink wat daarmee rym, maar om selfs die plaaswerkers of die gemeenskap in 'n tipe van 'n assosiasie vir ding saam te trek. En daai assosiasie gaan en hulle begin die paaie skraap. Hulle begin jou private diefstal eenhede en so aan. Maar alles daai infrastruktuur herbewerke. Ja, ek het 'n groot boeregroep en ek wil nie sê wie dit is nie wat ek mee werk in Limpopo. En wat hulle gedoen het, hulle het oral gaan
gaan geld bymekaar sit binne in 'n fonds ingesit, 'n besigheid create en daai ouens doen nou die besproeiing op die plaas. Hulle beheer dit, hulle bestuur dit en hulle word betaal daarvoor. Maar dit is die plaaswerker, hy besit dit nou. So hy besit 'n klein besigheid, maar hy voeg uit 'n kontrak met die boere net voeg waarde toe. So daar is daar's legio goed wat ons kan doen. Maar ou moet dit net op die regte manier doen. Baie dankie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.